Goeiemôre almal. Nou ek moet sê toe Noels vir my 2 weke terug gevra het om vanoggend te bedien, was my eerste gedagte, daar is nie 'n manier nie. Miskien as hy my 6 maande terug gevra het, selfs 3 maande, 2 maande. Ek sou nog met 'n maand kon gewerk, maar 2 maande, enigiemand wat my ken en weet hoe ek beplan, 2 maande is net buite die kwessie. So in my gedagtes was dit net 'n dadelike nee. Maar die Here was so ongelooflik, want seker net 'n paar minute daarna, toe lê hy hierdie vers op my hart. En toe dink ek, ja nee Here, met hierdie vers kan ek mee werk. Ons kan iets saam met hierdie vers doen. So, die meeste van julle weet, ek is Noel se vrou, so net so klein bietjie meer oor my. So na skool, was ek vir 'n tyd by YWAM, dis Youth with a Mission, en ek het daar opleiding en sendingwerk gedoen in Malawi, Lesotho, Swaziland, Mosambiek se vlugtelingskampe. En toe daarna het ek by 'n jeugorganisasie aangesluit waar ek en Noel se paai nou gekruis het. En ons het vir 'n paar jaar het ons studente opgelei, soos 'n diensjaar wat ons akademiese opleiding gedoen het, en dan het ons getoer hier op Namakwaland, Springbok, Namibië toe, en hulle prakties saam met hulle jeugkampe aangebied. So, en toe het ek nou op die ouend in die onderwys beland, wat heeltemal 'n storie op sy eie is, ons kan 'n preek daarvan maak. So ek is 'n onderwyser, Afrikaans onderwyser by DF Akademie in Bellville, en ek is regtig so bevoorreg om in 'n skool te werk waar die Here nommer 1 is, en ook in 'n beroep te werk waar ek my passie kan uitleef. So om terug te kom na hierdie vers toe, kom ons lees hom saam. Dis Matteus 23 vers 37. O Jerusalem, stad wat die profete doodmaak en God se boodskappers stenig. Hoeveel maal wil ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, maar jy wil my dit nie toelaat nie. En dis vir my so 'n spesiale beeld op Moedersdag, dat God vir ons soos 'n moeder is, wat haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak. Ons weet almal God is 'n vader, maar God is ook daai hen wat haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak. Hoe spesiaal is dit nie? So hierdie moeder hen is nogal 'n ongelooflike skepping. Sy is 'n hoogs toegewyde moeder. Sy broei op daai eiers vir 21 dae, en dan maak sy nog haar kuikens vir 4 tot 6 weke groot ook. So daar's 'n baie sterk band tussen daai ma en haar kuikens. En dan 'n vers wat vir my daarbey aansluit, is Psalm 91 vers 4. Kom ons kyk saam na hom. Hy sal jou oordek met sy vlerke, net soos daai moeder hen, oordek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou sal jou beskerm soos 'n skild. En die engel sê, he will cover you with his feathers, under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and a rampart. En daai rampart moet ek nou gaan opsoek het. Dit beteken a defensive wall designed to protect a castle, a town or fortification. En hoe ongelooflik is dit nie dat God soos daai muur om ons is nie. Ek is op die oomblik besig om so 8 weke kursus te doen, living in love, en dit het my net weer getref dat God is liefde. Dit is jy kan nie daarmee redeneer nie, dit is vir ewig en altyd, God is liefde, en ons moet net onsself oopmaak. God is daar, God wil vir ons hierdie beskerming gee, hy wil ons oordek met sy vlerke. Kom ons leef net meer daarin, kom ons maak ons oop, kom ons ervaar en aanvaar hierdie God van liefde in ons lewe. So vandag se boodskap is vir ons almal, of jy nou 'n ma is of nie. Jy moet 'n moeder hen wees, of jy nou 'n pa is, jy moet nou vandag 'n moeder hen wees, of jy nou nog nooit in jou lewe kinders gehad het nie, jy is vandag 'n moeder hen. So God roep ons almal. God is ons voorbeeld van 'n moeder hen wat sy vlerke oor ons almal sprei. En net so wil God hê ons elkeen moet 'n moeder hen wees. Of jy nou wat jou geslag ook al is, wat jou ouderdom is, jy moet 'n moeder hen wees vir die mense rondom jou. Soos ek gesê, hierdie moeder hen is net 'n ongelooflike skepping van God. As haar bedreiging is, sal sy ook nie rondhardloop en almal probeer red nie. Sy sal rustig net haar vlerke oopsprei en almal bymekaar maak. En dit is vir my so mooi gewees, en dit het my net totaal weer laat besef, in 'n krisis oomblik wat ook al gebeur, hou op met rondskarrel en antwoorde soek. Maak jou self oop, ervaar God se liefde, aanvaar God se liefde, en maak jou vlerke oop vir die mense rondom jou. En dan wil ek vra, terwyl ons vandag gaan gesels,
dat jy op hierdie twee vrae sal fokus. Hoe kan ek vandag toelaat dat God vir my soos 'n moederhen is? God is liefde, God is vir ewig en vir altyd liefde. Hoe kan ek vandag meer en meer spesifiek van God se liefde ervaar? En dan, hoe kan ek ook vandag besluit, ek wil vir ander mense 'n moederhen wees? Nou, God verbaas ons maar altyd, so behalwe dat God nou 'n moederhen is, toe ek nou begin met Bybelstudie en die Bybel begin fynkam vir hierdie beeld van God, toe het ek ook op hierdie ongelooflike vers afgekom in Deuteronomium 32 vers 11. God is nie net vir ons soos 'n moederhen nie, hy is ook soos 'n moederarend. Soos 'n arend haar kuikens groot maak en bo oor hulle sweef, so sprei hy sy vlerke en vang en dra hulle op sy vlerke. Hoe ongelooflik nie. He watches over his nest like an eagle and hovers over his youth. He spreads his wings, catches him, and carries him on his feathers. The Lord is like an eagle, teaching its young to fly, always ready to swoop down and catch them on his back. Wat 'n ongelooflike voorreg om nie hierdie Vader te hê, wat altyd reg is om ons te red, altyd reg is om daar vir ons te wees nie. En dan wil ek vandag net 'n bietjie gesels oor hierdie ma-arend, en weer eens, as ons gaan kyk na wat hierdie ma-arend alles doen, gaan ons dit op toepassing maak van God, ons arend, en ook hoe kan ons vir ander mense dieselfde bied. So kom ons kyk na die nes, ons begin nou by die bou van die nes. So die ma-arend bou nou saam met die mannetjie 'n stewige nes, op 'n hoë onbereikbare plek soos 'n kraans, en hierdie strategiese ligging beskerm die kuikens teen roofdiere en menslike inmenging. Nou, in die eerste plek spreek dit vir my van God, wat vir ons die nes, die veiligheid gee. Nee, God is altyd die bron van veiligheid. Te midde van storms, te midde van uitdagings in ons lewe, bly God hierdie ons safe place, ons veilige plek, ons veilige nes, wat God vir ons skep. En dan dieselfde moet ons ook hierdie nes-effek gee vir die mense rondom ons. Ons moet die veilige plek wees waartoe mense kan kom. By ons moet mense voel hulle behoort. Hulle moet nie voel hulle word beoordeel nie. Hulle moet weet hulle is geliefd. Daar moet liefde wees, daar moet vrede wees, daar moet 'n konstantheid wees. Nou natuurlik as baba en as kleuters begin dit met fisiese beskerming. Maar hierdie beskerming van die nes is soveel meer as net fisies. Later word dit ons as ouers, dit laat ons met 'n baie dieper verantwoordelikheid. Dit raak ook sosiaal, dit raak emosioneel, dit raak geestelik. So om hierdie nes te beskerm, om jou kind te beskerm, moet jy weet wat in jou kind se lewe aangaan. Hè? Jy moet 'n band met jou kind hê, daar moet kommunikasie wees, daar moet 'n koneksie wees tussen julle. En vir my is een van hierdie mooi aspekte hierdie strategiese ligging. So die ma-arend bou nie net haar nes op enige plek nie, daar is strategie in. Daar's 'n strategiese ligging. En vir my kan ons eintlik net 'n strategiese ligging in ons lewe kry deur gebed en deur God se inspraak. En dit is ongelooflik belangrik om as ma figuur vir die mense in jou lewe te bid en geestelike oorlogvoering te voer. En ek moet sê vir my, en ek dink vir ons ook, is dit een van die mooiste goed as ons volwasse kinders vir ons bel en sê, bid saam met ons vir dit. Ek het hierdie werkskrisis, ek het hierdie verhoudingskrisis, ek het hierdie uitdaging in my lewe. Dit is ongelooflik as jy daai band van kleins af kon gebou het, dat hulle nou nog vir jou bel en sê, bid saam met ons. So ek wil julle uitdaag, bid vir die mense in jou nes. En dan natuurlik voorsiening van voedsel, hierdie kleintjies moet nou groei en aan die lewe kom. So as die kuikens uitbroei, oorhandig die wyfie die prooi aan die kuikens en help hulle om dit te eet. Sy sny die kos in hanteerbare stukkies en voer die kuikens self. So gee God natuurlik vir ons elke dag ons voedsel. Deur die Heilige Gees wat met ons praat, deur sy woord, en ons moet tyd met hom spandeer om die voedsel in te neem. Maar so moet ons ook voedsel voorsien vir ons kinders, vir die mense in ons lewens, vir wie ons 'n moeder is. En dis natuurlik geestelike voedsel, en ek wil julle aanmoedig, in jou huis, onthou jy is verantwoordelik vir die geestelike voedsel. Nie die kinderkerk nie, nie die onderwyser nie die skool nie, jy is 100% self verantwoordelik vir jou kinders se geestelike voedsel. So skep daai ritmes in jou huis, bid saam met julle voor julle eet, stilte tyd, Bybel lees en bid, kerk toe gaan,
die geestelike ritmes is in die eerste plek ongelooflik belangrik. En dan ook sommer net gewone ritmes wat jy skep. En dit gaan nou afhang van wat jou konteks is, wat ritmes jy kan skep. Ons het byvoorbeeld as gesin, toe die kinders nog kleiner was, het ons altyd Desember wildernis toe gegaan. En ons kan nou nog vir mekaar riller stories vertel van die tent opslaan en al daai tipe dinge, want ek dink as jy as gesin suksesvolle tent kan opslaan, vir alle baie moeilike tent, wat jy net een keer 'n jaar opslaan en intussen vergeet het. En as jy 'n sergeant-majoor het in die gesin, dan raak dit nog al 'n baie interessante familiestorie. So skep vir jou gesin daai ritmes. En dan my sussie wat in Engeland bly, sy en haar man is altyd vir my 'n inspirasie. Hulle is nou die Brinks wat net buite Londen bly. So hulle is een van hulle familieritmes of gesinsritmes is hulle reis gereeld. Nou hulle is mos nou gelukkig, hulle kan in ponde betaal, so hulle kan gereeld reis, maar hulle doen regtig hierdie lae koste, interessante reise wat hulle aanpak. So hulle sal in Peru gaan reis en van die een klein dorpie na die ander dorpie stap en dan in die mense se huise gaan bly en hulle kos eet, of hulle sal op regtig goedkoop plekke gaan ski en in jeugherberge bly. So hulle skep daai ritmes, en dan het hulle hierdie ding, wat John baie sterk oor voel, die Brink Family Values, en hulle sal nou gereeld, deur die jaar sal hulle nou om 'n tafel gaan sit, of om 'n vuurtjie sit, en nou met mekaar gesels, oor hierdie values van hulle, brave, resilient, inquisitive, nimble, wat ek ook moes opgesoek het, want is net 'n Brit wat die woord nimble daar kan gebruik, the ability to adapt rapidly, and kind. Nou een van hulle seuns is al op pad universiteit toe, hulle is 2 groot bulle daar, maar hulle sit nou gereeld om hierdie Brink Family Values en praat met mekaar, hoe het ons dit hierdie jaar uitgeleef, hoe kan ons verbeter, en dit was nou nogal vir my regte inspirasie hoe hulle dit doen. So ek wil julle aanmoedig, kry vir jou gesin daai ritmes. Natuurlik in die eerste plek geestelike ritmes, maar ook ritmes, gewoontes wat julle saam kan doen, want dit is die goed as jou kinders uit die huis uit is waarmee jy met heimwee terugdink, hopelik. En dan die ma-arend is dan ook verantwoordelik vir die temperatuur. So die ma-arend reguleer die kuikens se temperatuur deur hulle met haar vlerke en haar lyf te oordek, veral as dit koud is of as daar wind waai. En so oordek God ons altyd, né? Maak nie saak waar ons is nie, wat 'n oomblik van die dag nie, God oordek ons permanent met sy liefde. En so met ons ook die mense in ons omgewing, die mense met wie ons elke dag te doen het, met ons so oordek met God se liefde. En die ma is maar die een wat meestal die temperatuur in die huis skep, want ons is partykeer maar meer emosioneel intelligent. So ons is in staat om daai temperatuur te skep, en dit is 'n temperatuur van onvoorwaardelike liefde, né? Aanvaarding, veiligheid. Jou kinders moet altyd veilig by jou voel. En jy moet daai warmte gee, jy moet 'n aanvoeling hê as iets verkeerd is, as iets die dag gebeur het, moet jy kan intree en met jou kind 'n koneksie vorm en uitvind wat fout is. En hier wil ek net 'n bietjie praat oor die temperatuurbeheer. Jou huis moet in die eerste plek gaan oor veiligheid, oor warmte, oor onvoorwaardelike liefde, nie oor prestasie nie. Jou ouers vandag is so prestasiebewus. My kind moet in die top 10 van die graad wees, of jy moet in die A-span speel. Maar dis heeltemal aanvaarbaar om in die E of in die F-span te speel, jy kan dit net so geniet. So haal bietjie daai fokus, haal daai druk van jou kind af. Ons moenie ons kinders so druk nie. Jou kind moet net kan wees, net kan veilig voel. Moenie so fokus op prestasie nie, asseblief. En dan wat leer jy jou kind oor sukses? Is sukses geld? Is sukses die kar waarin jy ry? Is sukses die huis waarin jy bly? Nee, sukses is nie die eerste 10 klasposisies of 'n A vir alles nie. Sukses vir my is as jy regtig 'n goeie mens is. So my kinders se sukses meet ek daaraan, is hulle goeie mense? Beteken hulle iets vir die mense rondom hulle? Maak hulle 'n verskil? Is hulle gelukkig in hulle werk? Dit is vir my sukses. Jy dien die Here, jy is gelukkig in wat jy doen, jy's 'n goeie mens. Dit is baie meer waarde as enige moontlike prestasie. So haal bietjie daai druk van jou kind af en laat jou kind net wees in die huis. Laat die huis 'n veilige omgewing wees. En dan wil ek ook sommer net so 'n paar beginseltjies hierso deel wat vir my baie belangrik is. Moenie vir jou kinders beklei nie.
Onthou, ons praat nou oor die temperatuur wat jy in die huis skep. Jou kinders moet veilig voel. Dit laat 'n kind onveilig voel as jy voor hulle beklei. Natuurlik kan jy voor jou kinders verskil. Dis goed om te verskil, want hulle moet weet, julle is twee verskillende mense, en julle gaan nie oor alles saamstem nie, en dis goed dat hulle kan beleef hoe mense op 'n volwasse manier dinge uitsorteer, maar moenie onbeheerbaar vir jou voor jou kinders beklei nie, want dit laat hulle definitief nie veilig voel nie. Nog iets wat hulle ook nie veilig laat voel nie, is as jy skinder. Nou ek en ons het nog al 'n beginsel gehad, en daar moet ek vir hom baie dankie sê, want hy het daar die leiding geneem. Ons het nooit ooit in ons kinders se ontwikkeling ooit van die kerk. Nou kyk, mense kan baie van die kerk sê, né? Want kerkmense is mos nie altyd so perfek nie. So jy kan baie skinder as jy wil skinder, jy kan baie van mense dinge sê wat jy kan. Maar ons het 'n beginsel gehad, ons praat nie negatief oor mense nie, en ons praat nie negatief oor die kerk nie. En ek dink dit was 'n groot rede hoekom ons kinders nou nog kerk toe gaan, want ons het hulle nie vergiftig nie. So moenie jou kinders vergiftig nie. As jy skinder, en veral van die pastoorskinder en van mense in die kerkskinder, dan vergiftig jy hulle, en dan wonder jy, hoekom wil hulle nou in die kerk toe gaan, of hoekom wil hulle nie die Here dien nie. En dieselfde met die skool ook, moenie jou kind se onderwysers afkraak nie. Moedig liewer jou kind aan, en bou jou kind op om 'n verskil daar by die skool te maak. So kyk mooi hoe jy oor mense praat. Skep jy die regte temperatuur, deur positief te wees, deur te verskil, maar dit op 'n volwasse manier uit te sorteer. En dan ook, veral terwyl jou kinders nog op skool is, jou kind is nie jou beraader of jou vriend nie. Ek weet, jou kind is baie keer 'n handige beraader vir jou om te ontlaai en al jou emosies op te sit, maar dit is nie regverdig nie. Jy skep nie 'n gesonde temperatuur in jou huis as jou kind jou beraader moet wees nie. So, beskerm jou kind. Jou huis moet 'n veilige plek wees. Beskerm jou kind, moenie op jou kind afpak nie. Skep jy 'n positiewe, veilige omgewing. So, protect the tone of your home. Kom ons lees dit saam. Less yelling, more listening. Less rushing, more slowing down. Less correcting every little thing, more connection first. En dit is die dinge hoe jy die temperatuur in jou huis reguleer. Luister. Maak dit stadig. Die lewe is so gejaag daar binne, daar buite. Joh, my kinders in die klas sê partykeer vir my, hulle gaan slaap 2, 3 uur in die nag, want dis hierdie taak, dis daai ekstra klas. Ons kinders het soveel druk op hulle deesdae, maar maak die huis 'n plek waar dinge rustiger is. En maak seker jy vorm 'n koneksie met jou kind. Vra uit oor hulle dag. Ek weet ons ouers het ook almal baie druk op ons, veral as die ma en die pa al twee werk. Maar jy moet tyd maak om daai koneksie met jou kind te bou. En dan is ons by nommer 4. Ek het geseker maak, is almal nog met my, almal is nog wakker. Daar is nog lewe daar buite, ek het julle nog nie langs die pad verloor nie, reg so. So, nommer 4 is waaksaamheid teen gevare. So hierdie ma Arend, sy is 'n warrior. Sy is voortdurend gereed om haar kykens te verdedig teen moontlike bedreigings. En sy toon aggressie teenoor enige iets wat te naby aan die nes kom. En net so is God oor ons, né? God met sy vlerke is hy heeltyd reg om ons te verdedig. En net so moet ons ook waaksaam wees. Mense nou vandag, ek dink ons leef in 'n tyd waar ons meer as ooit van tevore so waaksaam moet wees. En hierdie waaksaamheid is natuurlik weer eens geestelik, en die nommer 1 sleutel tot waaksaamheid is die krag van gebed. So bid vir jou kinders, elke dag. Maak nie saak hoe klein of hoe groot hulle is nie, bid vir jou kinders. Terwyl jou kinders in die huis is, ken jou vriende. Om waaksaam te wees, moet jy partykeer ook weet wie is die invloede in jou kind se lewe. Ken jou vriende, laat jou kinders se vriende liewers na jou huis toe kom. Maak jou huis, rig jou huis as 'n plek in. Laat die kinders liewers by jou kom oorslaap, by jou kom kuier waar jy beheer het oor die invloede. En dan, dit is harde werk om 'n ouer te wees. Dit is vrek harde werk om 'n ouer te wees, veral as jy dit wil voluit doen. So jy moet mooi dink voor jy daai besluit neem, want jy kan nie daai kind gaan teruggee as dit nou te veel vir jou raak, of as hy 'n tiener word, dan is jy nou nie meer lus vir hierdie storie nie. Jy moet hare op jou tande hê, want dit is elke liewe dag. Dis elke dag se inbou in daai kind se lewe. En baie mense dink, hoekom is my tiener nou so moeilik, hoe dit nou gebeur? Dit het nie oornag gebeur nie, dit het geleidelik gebeur hoe jy koneksie verloor het. So ek wil mense met klein kindertjies troos om te sê, kinders word nie oornag 'n tiener nie.
Jy kan verseker dat jy nie 'n moeilike tiener gaan hê nie, deur elke dag, nou al terwyl jou kinders klein is, daai koneksie met hulle te bou. So wees daar, wees betrokke, vra, moenie vra met 'n ja of 'n nee nie, want ons weet almal, alle tieners wil nie altyd praat nie. So moenie vra, het jy 'n lekker dag gehad, ja of nee nie. Jy moet vra wat hulle kan vra. Wat het vandag gebeur wat jou dalk ontstel het? Wat het vandag gebeur wat lekker is? Wat was die slegste ding wat vandag met jou gebeur het? Vra of hulle nou antwoord of nie, jy werk aan daai koneksie. En dan wil ek ook net iets sê oor skermtyd. Nou hierso is het ons bietjie van 'n grys area. So ek wil net weer sê, ouer, jy is in beheer. Mens kyk partykeer na sekere gesinne en dan wonder jy wanneer dit gebeur dat die kinders nou die besluite neem of dat die kinders in beheer is. Moenie jou beheer weggee nie, ouers. Jy is in beheer. Jy moet in beheer bly en jy moet die grense in jou huis stel. So ek kan nou baie praat oor skermtyd, media en internet toegang, maar jy moet 'n plan hê. Jy kan nie net laat dinge gebeur nie. Ek kan nou my persoonlike idees hier oorgee. Ek voel regtig 'n kind skermtyd moet so lank as moontlik uitgestel word voordat jou kind aan skermtyd blootstel, so lank as moontlik voor hulle 'n selfoon hê en dan moet jy 'n plan van aksie hê. Ek is klein bietjie eng daaroor, so ek sal self sê jy moenie laat jou kind met hulle selfoonkamer toe gaan nie. Sekere tyd in die aand moet die selfone almal op die eetkamertafel gesit word, want ons sit partykeer met kinders in die klas wat die hele aand, hulle ouers het gedink, boetie of sussie het mooi 10 uur gaan slaap, ag, hy's so 'n voorbeeldige, pragtige kind. Maar in die kamer het die kind die heel nag deur video's gekyk, met ander kinders gepraat, dalk goed gedoen wat jou hare sal laat rys, as jy weet wat dit is. So neem beheer oor jou kinders se selfoongewoontes. Dis soos 'n gelaaide pistool, 'n selfoon is soos 'n gelaaide pistool wat jy vir 'n kind gee met internettoegang. Jy moet die grense stel, jy moet in beheer wees, jy moet weet wat daar aangaan. So ek gaan dit daar los en ek hoop julle gaan 'n bietjie verder daaroor dink, maar jy is in beheer en jy stel die grense. Dan die onafhanklikheidsontwikkeling. Soos die kuikens groei, moedig die ma-arend hulle aan om hulle eie brooi te eet en oefen hulle om te vlieg. Sy laat die jong arende geleidelik toe om groter verantwoordelikhede op hulle self te neem terwyl sy bly toesig hou. So as ons 'n moederfiguur in mense se lewens is, moet ons ook daarteen waak om hulle nie te afhanklik van ons te maak nie. As jy iemand beraad of 'n moederverhouding met iemand het en die persoon raak later so afhanklik van jou, dan het jy eintlik nie geslaag in jou doel nie, né? Want 'n ware moeder leer haar kinders om onafhanklik te wees van haar. En hulle heeltyd groter van haar verantwoordelikheid te gee en hulle half te speen van haar. Nou ek weet, dit is baie keer vir baie ouers baie moeilik. Want ja, kinders praat partykeer oor hierdie frustrasie, veral in graad 9 en 10 het kinders regtig 'n begeerte om net 'n bietjie hulle eie ding ook te doen en dan sukkel ouers om te laat gaan. So iewers moet jy ook jou kind vertrou met grense, maar geleidelik jou kinders 'n bietjie laat gaan. Anders is universiteit en naskool vir hulle net te oorweldigend as jy hulle nie geleidelik bietjie laat gaan het nie. So moenie jou kind versmoor nie. Gee hulle 'n bietjie kans om hulle self te wees, hulle eie uniekheid te ontdek. En dan ook kinders moet take hê in die huis natuurlik. Nou dis deel van die onafhanklikheidsontwikkeling. Hulle moet dan regtig hulle eie beddens opmaak. Al is daar huishulp, hulle moet dan regtig kos maak. Wat kan hulle nog doen? Bietjie in die tuin werk, bietjie die kar was. Daar's baie taakies wat kinders moet doen. Kinders, hoor julle? Julle ouers gaan julle nou 'n guns doen deur vir julle hierdie taakies hierdie week te gee, want julle moet onafhanklik raak. Wat ons byvoorbeeld gedoen het, gedurende die COVID-tyd was iewers op 'n stadium was ons al 4 by die huis en toe het ons so 'n Master Chef Challenge gehad wat elkeen van ons 4 moes 'n 3-gang maaltyd voorberei het met wat in die huis was. Ons het natuurlik nou nie 'n kans gehad teen Dominique nie, maar die mans het hulle bes probeer daar. So laat jou kinders eksperimenteer in die kombuis, laat hulle huistaakies doen wat vir hulle lekker is. En dan is ons by nommer 6, leer deur jou voorbeeld. Wanneer die kuikens begin vlieg of jag, wys die ma-arend herhaaldelik tegnieke en moedig hulle keer op keer aan, selfs as hulle aanvanklik foute maak. So, jy kan jouself blou preek, maar dit gaan absoluut geen effek op jou kinders hê nie, want hulle leer deur wat hulle sien. So ons as ouers het so groot verantwoordelikheid. Leef wat jy glo in die huis uit.
En dan wil ek ook sommer net ietsie sê, jy's nooit te oud om deur jou voorbeeld te inspireer nie. Ons het nou ons eie Tannie Louise hier, wat vir ons almal 'n inspirasie is. Maar my ma is nou byvoorbeeld al 85, en my ma hou ons baie op ons tone, want sy doen dinge soos, sy laai rylopers uit, op, sy sal vir enigiemand geld leen wat vir haar vra, sy sal hawelose mense by haar laat intrek, sy het so 'n paar jaar terug, op een van haar stappies daar by Voelklip in Hermanus, het sy 'n Duitse paartjie ontmoet, en toe het hulle nie verblyf gehad nie, want om een of ander rede was al die gastehuise in Hermanus vol, en sy het hulle natuurlik nou met 'n oop gemoed na haar huis toe genooi vir 'n paar nagte. So my ma hou ons baie op ons toon, en ons moet daar gereeld aanpraat, maar sy is op 85 nog iemand wat regtig 'n moeder hen en 'n moeder arend vir die mense om haar is. En sy gee versending, sy gee vir die kerk, sy gee vir almal rondom haar, sy is so 'n blessing. So geen verskonings nie mense, of jy kinders het of nie kinders het nie, of jy 'n man of 'n vrou is, of jy oud of jonk is, wees 'n moeder hen. En dan het ons ook hierdie gebruik van gespesialiseerde kommunikasie. So ma-arende kommunikeer met hulle kuikens deur middel van verskeie geluide en roepe. Hierdie kommunikasie help om die kuikens te waarsku, te troos of rigting te gee. So ons weet almal God kommunikeer met ons deur sy woord, deur sy Heilige Gees. En so is kommunikasie natuurlik ook in die huis belangrik. Ons het gepraat oor vra die regte vrae, leer jou kinders om te kommunikeer oor hulle gevoelens, want jou huis is maar die oefenaarde vir die regte lewe, né? Dis 'n baie groot verantwoordelikheid as jy dit so sien. Jou huis is die oefenarea vir die regte lewe. En dan kry ons baie keer mense wil die wêreld verander, hulle het so groot drome en sulke groot passies vir hulle lewe. Maar waar begin dit? Dit begin by jou huis en by jou familie. So Moeder Teresa het hierdie ongelooflike woorde gesê, if you want to change the world, go home and love your family. En dit wil ek vandag vir ons elkeen sê, gaan terug en wees in die eerste plek lief vir jou familie. Dit is jou grootste roeping, dit moet jou grootste passie wees, ongeag hoe moeilik dit by jou werk gaan, ongeag al die finansiële druk, ongeag alles wat jou tyd opvreet. Jou kinders en die mense by jou huis moet jou eerste prioriteit wees naas God. En dan wil ek weer afsluit met hierdie 2 vrae. Ek gaan vir ons 'n lied speel, en terwyl ons die lied speel, wil ek net hê jy moet 'n bietjie reflekteer, wat het vanoggend met jou gepraat? Haal vir jouself 1 of 2 dinge uit wat met jou gepraat het, en dan vra jy vir jouself, hoe kan ek toelaat dat God vandag vir my 'n moeder hen is, en hoe kan ek vandag vir ander mense 'n moeder hen wees?